Goeiemôre en baie welkom by ons laaste oordeenking vir hierdie week. Dankie dat jy so ver saam met my reis. Ons het in hierdie week gesels oor Jesus tree weer in. Ons teksgedeelte vir vanoggend, Johannes 20 vers 21, wat sê: Vrede vir julle, sê Jesus weer 'n keer. Net soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nou dit is merkwaardig dat Jesus nie net sy disippels kom troos nie. Hy stuur hulle ook. Hy kom na hulle wat bang was, mense wat hulle self toegesluit het, omdat hulle bang was vir die Joodse volk wat nog daar buite is, wat weet, hulle was saam met Jesus, hulle mag dalk volgende wees, en juis vir hulle sê hy, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Dit wys vir ons iets baie belangrik. Jesus se vrede is nie net bedoel om jou te kalmeer nie. Dit is bedoel om jou weer beskikbaar te maak. Want baie keer dink ons, vrede is die eindpunt. Dis die laaste doel. Ons dink as ons net weer beter kan voel, net weer bietjie asem kan haal, net weer bietjie stabiliteit het, dan is alles reg. Maar in Johannes 20 sien ons dat Jesus se vrede verder as dit gaan. Hy herstel nie net hulle binneste nie, hy herroep hulle roeping. Hy kom nie net om hulle uit vrees uit te trek en te sê, moenie worry nie, ek is weer hier nie, maar ook om hulle weer in sy doel in te bring. En dit is belangrik, want party mense raak so vasgevang in oorlewing, dat hulle begin vergeet, daar is nog 'n roeping op hulle lewe. Wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, wanneer jou hart moeg is, wanneer jy geestelik, fisies, emosioneel afgesonder voel, begin alles kleiner word. Jy fokus net om in hierdie week deur te kom, hierdie dag, hierdie maand. Net op, ek moet net aanhou, ek kan nie nou opgee nie. Net op, nie heeltemal in mekaar sak voor ander mens nie. En dit is verstaanbaar, maar Jesus kom en herinner sy disippels dat daar nog meer is. Hulle lewe gaan nie eindig in daardie geslote kamer waarin hulle nou sit nie. Daar is nog 'n sending. Daar is nog 'n doel, daar is nog gehoorsaamheid. Daar is nog mense wat die lewende Jesus deur hulle moet sien. Wat so mooi is vir my is die volgorde van die teks. Jesus sê eers vrede vir julle en dan sê hy, ek stuur julle. Hy stuur hulle nie uit paniek nie. Hy stuur hulle nie uit om hulle self te bewys nie. Hy stuur hulle nie uit in sy eie krag nie. Hy stuur hulle vanuit vrede, vanuit sy teenwoordigheid, want in die teenwoordigheid van God vind ons sy krag. Vanuit die sekerheid dat hy leef, vanuit die wete dat die kruis nie misluk het nie, en dat die opstanding die finale woord spreek, daar vind ons krag, daar vind ons sending. En dit beteken vandag, familie, jou roeping hoef nie uit 'n selfdruk gebore te word nie. Dit hoef nie te kom uit skuld of prestasie of die gevoel dat jy God moet beïndruk nie. Nee, ware roeping vloei uit ontmoeting met wie? Met 'n lewende Jesus. Dit vloei uit die plek waar Jesus jou weer ontmoet, jou hart anker en jou dan stil maak en vir jou sê, nou gaan leef asof iemand wat weet dat ek leef. En miskien is dit vandag jou woord. Miskien moet jy vandag hoor jou kamer, jou lewe, is nie die einde van jou storie nie. Dit is dalk juist die plek waar Jesus jou ontmoet om jou weer op te rig. Miskien het jy die deure gesluit, die vensters is dig toegemaak. Die seisoen van vrees, twyfel, moegheid of selfbeskerming hoef nie die laaste hoofstuk te wees nie. Nee, Jesus bring vrede, maar hy bring ook beweging. Hy bring troos, maar hy bring ook vir jou 'n roeping. Hy bring genesing vandag, maar hy bring ook vir jou in daai genesing 'n nuwe rigting. So dalk moet jy vandag nie net vra, Here, gee my vrede nie. Dalk moet jy ook vandag vra, Here, waarvoor stuur U my nou? Want die opgestane Jesus herstel jou nie net om jou gemaklik te hou nie. Hy herstel om jou beskikbaar te maak. So ek daag jou uit vandag, dink hieroor. Waar in jou lewe het jy dalk net begin oorleef, terwyl Jesus jou weer wil herinner aan sy roeping oor jou lewe. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons ook stuur. Here, saam met die vrede stuur U ons ook uit en U roep ons vandag in 'n nuwe rigting. En ek bid dat ons elkeen vandag in daai rigting sal intree. U sal volg daar, Here. Dat ons daai
daai kamer in ons eie lewe, vandag die deur sal oop sy, die venster sal oopmaak, sodat die lewe weer kan inkom, die vars lig weer kan inkom, die lig weer kan kom skyn. En Here, dat ons daai deur sal oopmaak, sal uitloop en weer begin leef, asof iemand, volgelinge van U wat weet dat U leef. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy hierdie week saam met my gereis het in ons oordenkingtyd saam. Ek wil jou uitnooi om nie môre se boodskap te mis nie. Ek glo dat hierdie boodskap werklik die potensiaal het om jou geloof te stig, jou miskien so 'n bietjie uit te daag, maar ook jou iets te laat besef oor waarvoor ons as volgelinge van Jesus werklik geskep en gemaak is. So ek wil jou uitnooi, moet dit nie môre mis nie. Môreoggend 9:00 hier aanlyn op YouTube gaan die preek uitgesaai word, maar miskien is jy in Alberton, miskien is hierdie die eerste keer wat jy na Beleef se oordenkings vandag kyk, dan wil ek jou uitnooi, kom maak 'n draai by ons gemeente, ons is by Alberton High School, kom drink 'n lekker koppie koffie of tee saam met ons, en ons sien so uit om jou te sien môreoggend 9:00. Mag jy 'n baie lekker Saterdag hê in Jesus naam. Amen.